Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. 'n Goeie nisboer is ook 'n goeie entrepreneur. Jy kan nie die een sonder die ander een wees nie. Ja, en boerdery moet natuurlijk ook geld maken, nee Corné. En partykeer is het makkelijker as wat de mens dink. Hallo, ek is Corné Liebenberg en vandag keer ek saam met Duncan Masiwa, assistent-direkteur by Food for Mzansi. Hallo julle, dit is lekker om saam julle te kuier. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons besoek Future Africa, die Universiteit van Pretoria se inisiatief om volhoubare landboupraktyke in Afrika te vestig. Plus ons kuier by Birdify in Centurion, waar 'n verskeidenheid voëls geteel en mak gemaak word. Ons ateljeegas is Duncan Masiwa, assistent-redakteur by Food for Mzansi, een van Suid-Afrika se leidende digitale landboupublikasies. Hier is Corné en Duncan. Baie welkom by hierdie aflewering van Nisboere. Ons ateljeegas vandag is Duncan Masiwa. Welkom Duncan. Dankie Corné, dit is goed om hier by julle te wees. Duncan, ja, vertel 'n bietjie meer van jouself en vir Food for Mzansi. Wat doen julle alles? Man, al wat jy eintlik van my moet weet is dat ek passievol is oor landbou en as jy dit weet dan weet jy maar eintlik alles. En ek kan getuig van, ek het jou gesien in aksie, ja. En by Tuisdorp en Somerset West in Makassar noem hulle my boerseun en dit is nogal so my vriend want ek het geen land nie. En, nog nie land nie. En natuurlijk het ek hier 'n praktiese ervaring van landbou nie, maar ek dink dis kom seker van perspektief van my passie vir landbou en landbouinformasie deel met Suid-Afrika in die gemeenskap. Maar as ek nou jou vraag moet antwoord, Corné, ek is natuurlijk 'n joernalis in die landboubedryf by Food for Mzansi. En ek sien dit half as my verantwoordelikheid om die helde en die heldinne in landbou te vier. Die manne en vroue wie kos op ons tafel sit, wie voorsorg doen vir ons ontbyt en ons aandete en ons middagete. En natuurlijk by Food for Mzansi doen ons baie stories wat ons deel met onze lesers, suksesstories van entrepreneurs. En natuurlijk het ons 'n potgooi, Farmers Inside Track potgooi, wat laas jaar aangekondig was as die wêreldbeste potgooi in 2024. Ja, geluk. So ja, dankie. So dis goed om te weet, want ons is so 'n klein span en ons het nie al die moderne tegnologie wat ons toegang tot het nie. Maar die feit dat ons so klein is en so op 'n groot skaal erkenning kry, voel dit goed. En natuurlik by Food for Mzansi is al klomp manne wat betrokke is by die podcast. En ja, natuurlijk werk ons baie met organisasies wie informasie deel met boere en natuurlijk opleidings ook doen. Voor ons is het nogals belangrijk dat ons lesers blootstel aan opleidingsgeleenthede wat hulle dan kan gebruiken om hulle boerdery tot 'n volgende vlak te neem. Kritieke opleiding. Maar nee, ek moet julle komplimenteer. Ek geniet julle insies is verskriklik baie inspirerend en ek weet nie waar sniffel julle al daai regtig opbouende, energiegewende stories op nie, maar ek wil ook net raak aan werkskeping. Dit pas by wat jy gesê het van die opleiding. Dit is vir julle redelik belangrik, nee. Ja, nogals absoluut. Food for Mzansi sien die landbousektor as baie belangrike rol as dit kom by werkskeping en ekonomie groei. En dis hoekom dit vir ons so belangrik is om jong mense en jong boere geleenthede te bied en vir hulle voor te stel aan geleenthede. Ja, nee, julle doen regtig wonderlike werk. Ek het toch gesien julle verhouding en hoe goed julle met die minister onder andere van landbou omgegaan het en dit is vir ons ook, dit help ook in ons taak en wat ons ook hier by Nisboere doen. Maar nou is dit eers tyd vir ons eerste bydrae in hierdie episode. Ons besoek die Universiteit van Pretoria se inisiatief om volhoubare landboupraktyke in Afrika te vestig. Die Future Africa landskap het ten doel om stedelike lewe te herdefinieer, deur stedelike landskappe te diversifiseer om kos vir mense en fauna te voorsien. Dit sal die potensiaal van Suid-Afrikaanse en Afrika plante as voedselbronne tentoonstel.
en die waarde van 'n oorwegend inheemse landskap demonstreer. Plantspesies word sorgvuldig gekies om hierdie visie te ondersteun. So, my name is Jason Sampson and I'm the curator of the Marnie van der Skype Botanical Garden at the University of Pretoria. The Marnie van der Skype Botanical Garden is 100 years old and it's a research collection of plants. So in other words, we collect plants that have potential for research, and that research can be medicinal, it can be food research, it can be industrial. Okay, so we maintain many thousand species of plants, and we also maintain specialized collections. The Future Africa collection is our specialized food and forage plant collection, and it is housed here on the Future Africa campus. The entire project dates from about 2015 in the design phases, and as you can see, the entire landscape is designed as an aesthetic landscape. It's meant to be pretty, it's meant to look like a garden, except every single plant you see here has an edible use, okay, and sometimes a medicinal one as well. Okay, as a botanical garden, it is involved in active research, in this case largely culinary research. Well, you see, the beauty of a combination of orphan crops and wild food plants, heirloom crops, is that you will find a range of adaptability within them. So certain things will prefer to grow in shade. Some of them like dry, well-drained soil. Some of them will even grow in water. We've got aquatic crops here like water chestnuts. But if you plan around what each and every plant gets, you get exactly the effect that you have here, which is an aesthetic, beautiful landscape that is 100% edible. We have many sources. We buy from seed merchants. We get from other botanical gardens, collectors. We can even import if we need to, but generally we found that we can find most of what we need locally. There is a very vibrant food plant community, collecting community and homesteaders community in Southern Africa. Some of our most interesting stuff we've actually found in community gardens on the side of the road. We literally drive past, we're like, stop, come, let's go and have a look at what's happening here. You know, so really the sky's the limit, and you can collect plants like this your whole life, really. We currently have 9 contract staff on site to maintain these gardens, and we have a curator of this specific collection, who's Richard Hay. He's doing his PhD in agrobiodiversity, which is a fancy term talking about agricultural diversity, basically. So the whole idea of these gardens is to integrate food production into the urban environment. We have a very strong focus on drought-tolerant crops, or crops that have a fairly high stress tolerance, specifically for home and community gardens, not just to make things easier, but also to reduce the amount of inputs like water and fertilizers that are required for production. And then the campus landscape itself is also designed to harvest rainwater. So our entire irrigation system is fed directly from the dam, which is basically filled by the gutter system on the campus. So we really try to limit our use of water on the campus and reduce our reliance on other water sources like the borehole as much as possible. So we have a really strong community engagement focus within this collection. We routinely host community workshops to teach people about these crops, expose them to cropping options, and give training on everyday production. We also have a volunteer program for TUT and UNISA students who come and do their work integrated learning here on the campus as part of their diplomas in horticulture and crop production. We really want to see more of these crops grown across South Africa in both home and community gardens, and so we are always open to providing information or training to communities wherever possible to help us with our goal of getting these crops out there, feeding the nation.
The campus itself is quite a challenging urban environment. There's a lot of activity here. It's in between buildings. It's not always what we would consider optimal conditions for crop production, but that is a reality that most South Africans are facing, that they're trying to grow food in their backyards, in their communities. And so we really try to focus on crops that can be produced outside of what we'd call traditional agricultural spaces. And so we're hoping by increasing awareness of these crops and getting them into communities, more and more people will start reimagining the urban green space as a source of food, of medicinal plants, of plants that can be used by communities, not just for the aesthetics of greenery. The only way to learn to grow plants is really to get your hands dirty and to grow more and to learn from those experiences. I think growing crops is a lifelong journey and you're not going to get anywhere if you're too scared to try. We'd really just love to encourage more people to explore different cropping options. Even within the conventional crops, there's so many options of heirloom cultivars and different selections that are better suited for the home garden. And the flavor potential of a lot of these sort of lesser known cultivars and selections is far better than the current commercial options. And so we'd love to see more people just being creative with plants, incorporating them wherever they can in their green space, and building communities around it. We don't necessarily just want people to grow plants for themselves. Grow for your neighbors, grow within your community, encourage more people around you to get involved in any green space in your street, in your local park, and take ownership of green spaces in South Africa. Toekomstige verstedeliking in Afrika vereis oplossings vir uitdagings soos water en voedselskaarste. Deur inheemse hulpbronne en erfenis te benut, kan ons lewens verbeter en bestaande hulpbronne maksimaal benut. Net hierna, ons kuier by Birdify in Centurion. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Dankie vir ons volgende bydrae en ons by 'n voëlboerdery kuier en dit wys net hoeveel verskillende nisboere is daar. Dis die magic van landbou, Corneille. Daar's iets vir almal, of jy nou belangstel in saffraan of slakboerdery of eksotiese sampioene. Daar's iets vir almal in landbou. Nee, presies ek altyd sê, niemand kan voel hulle is uitgesluit nie. Ons gaan kyk na by Birdify in Centurion waar 'n verskeidenheid voëls geteel en mak gemaak word. Was ek so 10 jaar oud gewees, 2010 gewees. My pa gesê het, wel eintlik het dit voor dit gebeur. Altyd my oupas het geboer. Met die oupa aan my ma se kant het met kanaries geboer. Hy het altyd vir my kanaries gegee as ons by hulle gaan kuier het. Dit was ek dink dis waar die liefde maar begin het. En toe hier in 2010 se kant het ons 'n groot hok gaan koop. Ek en my pa het Florida toe gery en toe sit ons eerste 2 groot hokke op en volgemaak met voeltjies en daar het maar begin. Eintlik maar net as 'n hobby, net om voeltjies te hê, nie 'n intensie om hulle te begin verkoop of iets soos dit nie. En eventually het hulle maar meer geraak en moes nou maar van die babietjies uitvang, pet shop toe gevat en gesien hoor jy maar hier is eintlik nou 'n beginnende besigheid van dit. Toe gegroei tot ons eintlik nou maar is waar ons vandag is. Ek het altyd deur die week, naweek het ek altyd die hokke skoongemaak en so aan, maar so dat ek nou nie daarby meer kan uitkom nie. Ons het iemand gekry om te help daarmee en maar vandag ek manage dit maar op naweke terwyl ek werk. Naweke kom ek maak skoon, vang voëls uit, gaan verkoop weer en ja, soos ons nou is vandag. Ons het begin met budgies en funkies. Dis nou maar jou algemene voeltjies. Die budgies is kleurvolle voeltjies, is iets waarvan almal hou. Maar soos ek sê in die begin was dit net vir 'n hobby. Dit was nou nie regtig vir besigheid nie. En vanaf ons begin het met funkies en budgies, het dit heeltemal verander na kokatiele en budgies. Bietjie die mark maar uitgetoets en gekyk wat werk. En ja, die budgies is altyd iets wat mense wil hê, hulle wil 'n klein voeltjie en 'n hokkie hê en die kokatiele het ons begin mak maak. Want die mense wil die voeltjie tog uit die hok uithaal. Jy wil nie iets hê wat jou gaan byt nie. Hulle wil iets hê wat soos 'n troeteldier is.
so ek het twee verskillende hokke. Ons het die budgie hokke en die vinkhokke wat koloniehokke is. Hulle gaan aan, hulle kry hulle kleintjies, soos hulle maak hulle self brood. Ek vang hulle uit en gaan verkoop hulle hoofsaaklik aan pet shops. Die kokkatiele is nou heeltemal aan die ander kant. Ons haal hulle uit die neste uit sodra hulle so 3 weke oud is. Begin hulle met die hand groot maak, voer hulle pap so 3 keer 'n dag. Totdat hulle self begin eet, dan is hulle gewoonlik so 6-7 weke oud. En dan is hulle gewoonlik reg om te gaan van daar. Het is altyd lekker om na jou hokke toe te stap en net daar te sit en net te kyk wat doen hulle. Dit is eintlik altyd uniek hoe elke voeltjie sy eie ding doen. Dit is tog nou wel in 'n hok, maar elkeen het nog steeds sy eie persoonlikheid. Gaan kyk wat is daar, hulle chat met mekaar, speel met mekaar, maar ek moet sê oor die laaste ruk het dit vir my baie verander om te sien die mense wat die kokkatiele koop, hoe opgewonde hulle is om hierdie troeteldier te hê en mense wat terugkom en sê yes, hulle is so happy en die voeltjie bring vir hulle soveel vreugde. En ek dink dit op 'n punt kom waar jy nie iets verkoop nie, jy verkoop 'n experience. En ek dink dit staan nogal vir my baie uit. So my mark het maar begin by die pet shop hoofsaaklik. Dis moeilik om aan die publiek te verkoop. Die pet shop vat gewoonlik al jou kleintjies one shot, geef jou 'n geldjie en jy gaan aan. Dit het wel 'n bietjie geshift. Ek het op 'n stadium besluit om nou maar 'n winkel oop te maak, online winkel en 'n bietjie die mark te verbreed, want partykeer dan wil die pet shop nie al jou voëls vat nie en die pet shop gee ook maar 'n bietjie minder as wat dit nou eintlik werd is, want hulle moet dit ook verkoop. En met die online shop wat begin het, die publiek nogal, ek was verbaas hoe die publiek belang gestel het. So by so dat dit is eintlik snaaks hoe almal in die omgewing, daar's kinders van die hoërskool, kinders van die laerskool en dit het eintlik al so uitgebrei dat mense van die Kaap en Durban bel en sê hulle is op soek na troeteldier en dit is moeilik om daar uit te reik, maar die publieke mark het my verbaas in die belangstelling wat daar is. Dit het wel begin 'n hele paar jaar terug. Ek sit nou in 'n posisie waar ek iets nuuts wil begin. En is dan eintlik half advies dan vir myself is begin het. Jy moes gister al begin het. In jou reis na jou sukses of jou droom. So ek sê hoe vroeër jy begin, hoe beter. En nie elke dag is sonskyn en maanskyn en rose nie. Ek sê dit partykeer vat dit. Daar's moeilike tye, jy gaan deur 'n dip, maar dit gaan altyd weer bo-op eindig. Daar's tye waar die mark heeltemal verdwyn, waar niemand belangstel nie en dan die volgende dag het jy nie voorraad. So daar's dips, daar's ups en ups en ek sou net sê hou jou oë op jou droom. Ek dink dit is belangrik. Net hierna, ons gesels met Duncan Masiwa oor ondernemingskap. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Dankie. Ons het nou 2 wyd uiteenlopende nisboerpraktyke gaan kyk. Maar as mens mooi daaroor dink, is beide entrepreneurs. So my vraag aan jou is, wat gaan eers kom? Moet jy entrepreneur wees of kan jy net baie passievol wees oor dit wat jy doen? Ek dink vir almal is dit maar anders. Dit is of die passie wat eers kom of dis 'n idee wat jy eers gehoor het met 'n gesprek met iemand of jy het eers iets gelees en dan wonder jy of jy jouself, okay, miskien is dit 'n idee wat ek in 'n besigheid kan omskep. So ek dink vir almal is dit maar anders. Ek dink die belangrike gedeelte is maar net om te begin. Soms overthink ons die goed is baie keer. Maar die idee is om net te begin, alles op 'n klein skaal en dan natuurlik van daar af groter te begin boer. 'n Goeie raad is, as jy in hierdie kant gesit het, vir my gevra het, ironies genoeg, so my eerste punt ook gewees het begin het. Dis van alles wat ek al in hierdie seisoene gesien het, is as baie oulike goeie idees daar buite, maar baie ouens wil ek amper sê
word eendag begrawe met sy goeie idees en dis hoekom neem maar daai eerste klein stap wel is dit net om vir 'n vriend te vertel bietjie te gaan navors vir AI te vra vir meer inligting maar as jy die eerste stapie geneem het sit jy iets in werking wat jy partykeer nie kan stop nie maar in jou omswerwing jy het wel soveel mooi ouens en mooi stories uitgekom wat tel jy op as jy vir iemand wat nou sit en kyk en wil graag iets begin wat sien jy raak wat 'n goeie wenk sal wees Man, mense natuurlik mis nou met boere, veral die jong boere wat in die landboubedryf kom, is dat sosiale media speel mos nou natuurlik 'n groot rol. En as jy nou kyk na sosiale media en jy sien hierdie groot boere en hulle doen verskriklike mooi goed en hulle boer op groot skaal en hulle het al die mooi stories en dan motiveer dit mos nou vir jou eintlik om ook in landbou in te beweeg. En ek dink sosiale media speel maar 'n groot rol. En ek dink die ding met landbou is dat ons boere is so oop van hart dat hulle gewillig is om hulle inligting te deel en jy kan enige tyd by 'n boer kom aanklop en sê man, ek sien wat jy doen, ek wil graag ook meer weet van dit. En dit is die magic van landbou dat jy mense net kan gaan vra vir hulp en daarvan af natuurlik verder te beweeg. Dankie nie wat vir my net so mooi is en trots maak om 'n landbou te wees is daai bereidwilligheid van mense wat mekaar kan help en dit is so daar's mega boere in die land, maar almal het ergens begin al is dit 3 of 5 geslagte terug, maak nie saak jy begin met iets en dan is die sky the limit as ek dit so kan stel en ons het al soveel stories gehad waar die ou met iets begin het en later dan hoor jy hy voer nou uit na Japan en hy's op soos die slakke, hy's op Checkers se rakke en so daar's nie ek dink 'n einde van as jy kreatief is, hard werk en paar slim skrywe doen waar jy dit kan vat nie, maar daai bereidwilligheid, daai samehorigheid tussen mense en landbou om mekaar te help is my regtig mooi. Ja, natuurlik Corné, en met landbou is dan natuurlik mos nou befondsing ook beskikbaar. So jy hoef nie te sukkel as jy wil begin nie. Al wat jy moet doen is net 'n bietjie navorsing gaan doen en hoor by ander boere hoe hulle dit gedoen het. Presies, kyk van die struikelblokke is altyd maar finansiering en weer eens terug na die eerste punt van begin het. As ek vir iemand ook kan raad gee, so ek sê begin net want as jy dan gaan na befondsing, befondsing wil nie net 'n plan hoor nie. As jy sê dis my plan, maar ek het al daar my agtertuin of begin, dit gee baie meer kredietwaardigheid vir idee en wys jy's ernstig en dan natuurlik dan is befondsing daar is, wie weet waartoe kan jy gaan. Ja, wat ek ook hou van om vir boere te laat weet oor is dat as dit kom by befondsing dat hulle tog by boere gaan hoor wie nou al reeds daai paadjie gestap het. Hoor wat is die foute wat hulle gemaak het sodat jy nie daai foute herhaal nie. En dit maak natuurlik die proses meer makliker vir jou. Befondsing is natuurlik nie 'n maklike proses nie. Ek weet. Maar as jy al reeds weet wat die foute is om te vermy, dan as jy op die regte pad. Ja, jy's baie dankie dat jy kom inloer, dankie. Ek hoop ons gaan weer vorentoe lekker kuier. En baie dankie dat julle saam gekuier het. Mooi loop en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. En net voor ek baie sê, onthou asseblief om julle voorstelle vir nisboeridees na ons te stuur aan die adres wat onder aan die skerm verskyn. Ons kyk na elke idee en elke word oorweeg. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plank wat jou hart opmaak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.